Die tussentydse verslag van die Madlanga-kommissie is aan president Cyril Ramaphosa oorhandig en die nasionale persklub kondig die nuusmaker van die jaar aan. Goeiedag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. My naam is James Kemp. Die tweede tussentydse verslag van die Madlanga-kommissie van ondersoek is aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Ramaphosa het die kommissie in September verlede jaar aangestel om beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel te ondersoek. Die kommissie het in Januarie met sittings begin en getuienis van meer as 60 getuies aangehoor. Nadat die eerste tussentydse verslag oorhandig is, het getuienis onder meer gefokus op die Ekurhuleni en Tshwane Metro Polisie Departemente, sowel as probleme met die hantering van dwelms waarop beslag gelê is in Gauteng en KwaZulu-Natal. Die kommissie sal maandag sy ondersoek na 'n 2 week lange reses hervat. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek, het intussen sy eerste bevindingsverslag ontvang, waarin ernstige beweringe teen die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, gemaak word. Volgens die verslag het Mchunu moontlik die grondwet oortree, terwyl die taakspan teen politieke moorde ontbind het sonder behoorlike beraadslaging. Die komitee se getuienis aanvoerder, Norman Arendse, sê getuienis toon dat die nasionale polisiekommissaris nie vooraf geraadpleeg is nie en eers deur sosiale media van die besluit gehoor het. Hy sê ook die president is nie vooraf ingelig of het goedkeuring daarvoor gegee nie. Die finale bevindinge sal na verwagting teen 12 Junie aan die nasionale vergadering voorgelê word. Die Tshwane Metro Raad het die begin van 'n openbare deelnameproses goedgekeur om insette van inwoners te kry oor 'n voorstel om die Wonderboom lughawe te hernoem. Die voorstel, wat reeds in 2018 ingedien is en weer in 2024 herhaal is, wil die lughawe se naam verander om die oorspronklike Ndebele grondeienaars van die gebied te erken. Die huidige naam Wonderboom verwys na die bekende vyeboom in die Wonderboom Natuurreservaat wat 'n lang geskiedkundige en kulturele betekenis in die omgewing het. Volgens die metro se geografiese naambeleid kan plekname verander word om erfenis te erken en plaaslike geskiedenis te bevorder. Die nasionale persklub gaan na verwagting vanaand die 2025 nuusmaker van die jaar toekenning aan die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi oorhandig. Hy sal ook 'n aanvaardingstoespraak lewer tydens die geleentheid wat by die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad of die WNNR in Pretoria plaasvind. Die geleentheid met steun van Unisa sal ook die 2025 joernalis van die jaar en woordvoerder van die jaar erken met pryse wat uitnemendheid in die media en kommunikasiebedryf vier. Die nasionale persklub se voorsitter, Antoinette Slabbert, sê die toekennings beklemtoon die belangrike rol van die media in openbare debat en inligting in Suid-Afrika. Die Nasionale Lugvaart en Ruimte-administrasie Owerheid, of dan NASA, het van dese week planne aangekondig vir 3 onbemande missies na die maan as deel van sy plan om teen 2032 'n permanente basis op die maan te vestig. NASA het in Januarie aangekondig dat hy oor die volgende 7 jaar $20 miljard gaan belê in die projek genaamd Moonbase, waar tydens tientalle onbemande sendings gelanseer sal word. Die agentskap het nuwe kontrakte vir maanvoertuie aangekondig wat deur bemanning bestuur sal word en vir onbemande vraglandingstuie wat vir die maan bestem is. Die eerste 3 missies heet Moonbase 1, Moonbase 2 en Moonbase 3. NASA se ondersoek, genaamd Lunar Vertex, sal maankranse, oftewel ligte kolle op die maan se oppervlak bestudeer. Dan jou nuus hier op Pretoria FM se YouTube kanaal en Facebook platform. My naam is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike naweek verder.